Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor die kragtige geloofstap om die Here aktief te prys, selfs wanneer die storms van die lewe op hul velste woed. Hier is ons skrifgedeelte vir vandag. Waarom buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Psalm 42 vers 6. Dit is dikwels in die diepste waters van beproewing, waar ons emosies en ons geloof in die intense stryd gewikkel is. Die menslike hart is geneig om onder die las van omstandighede te beswyk, maar die skrif leer ons dat heiligmaking juist beteken om deur die krag van die Heilige Gees te kies om op God te fokus eerder as ons smart. Net soos die psalmdigter, moet ons soms ons eie siel aanspreek en herinner aan die getrouheid van God, nie omdat ons situasie noodwendig verander het nie, maar omdat God se karakter onveranderlik bly. Ons moet onthou dat in die toekoms, wanneer ons in God se teenwoordigheid staan en ons probleme iets van die verre verlede is, sal God steeds by ons wees, net soos wat hy nou by ons is. As gelowiges moet ons oë wegskuif van vandag se omstandighede en vashou aan die wonderlike toekoms wat God reeds onvoorwaardelik aan ons beloof het. Om God te prys te midde van lyding is nie 'n ontkenning van jou pyn nie, maar 'n belydenis van sy soewereiniteit. Wanneer ons kies om te loof terwyl ons huil, groei ons in geestelike volwassenheid en disippelskap, deurdat ons leer om nie op ons gevoelens te vertrou nie, maar op die onwankelbare beloftes van ons hemelse Vader. Dink aan Paulus en Silas, wat in die binneste gevangenis met vasgeboeide voete lofliedere tot eer van God gesing het. Hul fokus was nie op die boeie nie, maar op die God wat hulle dien. Hier is 'n praktiese stap vir vandag. Neem vandag 'n doelbewuste besluit om vir ten minste 10 minute alles neer te lê en die Here hardop te prys vir wie hy is, ongeag hoe jy voel. Skryf 3 spesifieke attribute van God neer, byvoorbeeld sy almag, sy trou en sy genade, en dank hom daarvoor deur geloof. Hierdie stap skuif jou fokus vanaf die probleem na die outeur van jou geloof en versterk jou innerlike mens. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bely dat my hart dikwels onrustig word wanneer die beproewing swaar druk. Help my om deur u genade my oë op u gefestig te hou en u te loof, selfs in die middel van die storm. Ek weet dat die storm verby sal gaan, maar u sal altyd daar wees. Here, dankie dat u my bron van krag is en dat die hoop wat ek op u bou my nooit in die steek sal laat nie. In Jesus naam, amen.